Januarie. Iemand van julle moet die briek aandraai. Ek weet nie wie nie, maar iemand gaan met iewers die briek aandraai. Weet julle, ek het so 'n interessante horlosie. Dis een van hierdie slim horlosies. Gister gaan stap en draf ek saam met my kinders en Elma, en ek is daar op die dampad, Kobus Org, en ek is besig daar, en terwyl ek so hardloop, sien ek maar, ek het nou 4 kilometers en ek het 8 kilometers, en toe ek dam toe terug is, het ek op die einde van die dag 16 kilometers gedoen, in 40 minute, volgens my horlosie. So ek wil net vir julle sê, ek is heeltemal in 'n ander league, hoor. Selfs 'n ou se oefenhorlosie is besig om haai te gaan. Daar was 'n fout geweest, ek is nie so fiks nie. Maar die tyd loop verskriklik. Nou die 11de Januarie, die tyd loop regtig baie vinnig, en ons is hier in die begin van die jaar, en ons het laas Sondag, het ons so 'n bietjie begin gesels, en volgende Sondag is ons groot Sondag, waar ons sommer net die nuwe jaar gaan afskop met ons visie, en sommer net ons visie aan julle bekendstel, en 'n paar goeders met julle deel, rondom die jaar, en dit wat voor lê. Maar laasweek het ek begin, en sommer net so 'n klein stukkie gedeel, rondom die tema, dat ons sal reis in 2026. Dat ons sal reis in 2026. Nou ek wil net so 'n klein stukkie hersiening doen. As julle hierin gemis het, kan julle regtig waar op YouTube gaan om opvang. Dink nogal is nodig om sommer net 'n bietjie hierdie inligting ook bymekaar te maak. Wanneer 'n mens die Bybel lees van voor tot agter en 'n mens praat oor wysheid, dan praat die Bybel van verskillende tipe mense en verskillende tipe kennisse, inligting, wysheid. Die Bybel praat hoofsaaklik van inligting wat ek en jy kan bymekaar maak. En dit is rou feite, dis data. Dis byvoorbeeld iets wat sê, God sê, jy moet jou naaste vergewe. Dis inligting. Dis saad. En ons het in 2025 almal 'n klomp saad bymekaar gemaak, in jou stilte tyd, in jou eie persoonlike geloofsreis saam met die Here. Daar waar jy YouTube video's kyk, hier in die kerk, daar waar jy Bybelstudie doen. So jy het 'n sak vol saad. Maar daai saad is doeteenvoudig rou data en feite. En dis belangrik dat ek en jy daai inligting bymekaar maak. Maar hoeveel van daai saad het in 2025 wortel geskiet? Verder beweeg as net informasie en rou data. Ons het baie inligting bymekaar gemaak. Kennis volgens die Bybel is die volgende tree wat sê, ek begin verstaan wat ek hoor. Hierdie rou data en feite beweeg nou na my hart toe. Ek kry insig hieroor. Ek dink hieroor. Dis nie net meer iets wat bymekaar gemaak word om afgemerk te word nie, maar dit skiet wortel. En dan is die Bybelse droom dat ek en jy by wysheid sal hê. En ons het 'n bietjie daaroor gesels, die Ou Testament siening, die Nuwe Testamentiese siening van wysheid. As ek en jy dit moet saamvat, dan kan 'n mens sê dat wysheid beteken ek kies om iemand anders te vergewe. Dis nie net inligting wat ek bymekaar maak nie. Ek het daaroor gedink, ek besef die waarde daarvan, dit het wortel geskiet in my lewe, en nou dra dit vrug. En dis wysheid. Dis wanneer ek en jy doen wat die Here vir ons sê. Dis hierdie sak saad skiet wortel en dit gaan oor in dade. Laas Sondag sommer vir myself en vir jou gevra, hoeveel van hierdie saad het wortel geskiet en hoeveel wysheid dade het ons in 2025 in ons lewens sigbaar gesien? Aan die begin van die nuwe jaar sê ons, daar's versamelaars. Daar's mense wat kerk toe kom en sê, maar ek wil net nog preke bymekaar maak, nog podcasts. Ek wil net nog YouTube video's kyk in hierdie jaar. Ek wil nog meer kyk. En ek wil graag baie kennis hê. Daar's niks fout daarmee nie, dis informasie, dis om te versamel. En dan is daar denkers, dan is daar ouens van ons wat dink. Ons dink oor hierdie goeders. Ons sukkel nog om daai tree te gee. En my gebed is dat ons volgens Matteus 7, as Jesus praat oor daai huis wat gebou is op 'n rots, dat ek en jy daai volgende tree sal gee, dat ons wys sal leef in 2026, dat ons bouers sal wees. Dat ons nie net inligting van bou bymekaar sal maak nie, dat ons daaroor sal dink en dat ons dit sal begin doen. Bybelse wysheid beteken geesgevormde vermoëns, getroue leef voor God in jou alledaagse lewe, sodat jy in pas met Jesus kan wees.
tot eer van God en tot voordeel van ander mense. Nou by vanmôre hou ons nog steeds aan by jy moet wys reis, maar om wys te kan reis, moet ek en jy besluite neem. Ons moet besluite neem. 'n Wyse reis kom nie van self. Wysheid kom nie van self. Om van inligting af te beweeg na kennis toe, na wysheid toe, volgens die Bybel, beteken ek moet kies. Ek moet elke keer kies. En weet julle, die meeste keuses wat ek en jy maak, vorm ons lewens. En ons wat vanmôre hier sit, hoef nie noodwendig altyd te kies tussen reg en verkeerd nie. Ons uitdaging is om die vermoë te hê in 2026 om tussen die beter en die beste te kies. Ek is oortuig van dat elkeen van julle wat hier sit, het 'n passie om in die voetspore van Jesus te loop. Dis hoekom jy hier is. Waarom kom jy kerk toe? Jy kom kerk toe want jy wil graag meer van die Here leer, en jy wil graag in jou verhouding met die Here groei. So daarom is ek oortuig daarvan dat jy nie moet leer om te kies tussen moet ek kerk toe kom of moet ek iewers by iets verskrikliks verkeerds betrokke wees. Die uitdaging vir ons is om uit te vind wat is die beter en die beste. Jesus roep ons nie om goed te leef. Hy roep vir my en vir jou in 2026 om wys te leef. Om in pas met Jesus se diep spore te leef. 'n Man in sy vroeë 40er jare het baie goed gedoen in sy beroep. Hy was gerespekteerd gewees, hy was bekwaam gewees, en hy was iemand wat bekend gestaan het as betroubaar. Mense het hom vertrou en hy was betroubaar. Eendag roep sy bestuurder hom in en hy sit 'n offer op sy tafel vir 'n bevordering. En daarmee saam kom daar 'n hoër salaris, daar kom meer invloed en 'n duidelike pad opwaarts. Op papier was hierdie offer op die tafel vir hom 'n goeie uitdaging en 'n goeie besluit. Maar daar was iewester 'n kinkel in die kabel gewees. Hierdie nuwe rol het gevra dat hy baie meer sou reis. Hy sou konstant beskikbaar moes gewees het. En dit sou beteken dat hy baie minder by die huis sou gewees het. Dit sou ook beteken dat hy minder energie by sy plaaslike gemeente, by sy kerk sou insit, waar hy op 'n stil manier 'n mentor was met 'n paar jong mense. Niemand sou hom gekeer het om diensbaar te wees nie. Hy besef net dat hy al hoe meer teenwoordig sou gewees het. Hy vra toe vir 'n week. Hy vra toe vir sy baas, kan hy asseblief 'n week kry? En in hierdie week het hy nie die voor- en nadele op 'n papier gaan neerskryf nie. In hierdie week het hy gebid. In hierdie week het hy die woord van die Here gelees. Hy het gesit in stilte. Hy het met sy vrou hieroor gesels en hy het met 'n geestelike vriend hierdie besluit gedeel. En daar was een vers wat die hele tyd in sy gedagtes vasgesteek het en waarby hy vasgehak het. En dit was Markus 8 vers 36 wat sê, wat help dit dat jy die hele wêreld as 'n wins kry, maar jy verloor jouself in die proses. Teen die einde van die week was sy besluit vir homself duidelik gewees. Dit was nie emosioneel maklik gewees nie, maar dit was 'n geestelike vrede wat in sy binnekant was. En hy het die bevordering van die hand gewys. Nie omdat hierdie ambisie in sy lewe om te groei in sy werk verkeerd was nie. Nie omdat hierdie werk sonde was nie. Dit was net nie die regte seisoen vir hom. In hierdie seisoen van sy lewe was hierdie keuse nie die beste een. Jare later het hy die vrug van hierdie besluit, van hierdie goeie keuse en hierdie beste besluit, het hy gepluk. Sy huwelik het sterk gebly. Sy kinders het hom herinner
of onthou as iemand wat teenwoordig was en nie net as suksesvol nie. En hierdie jong mense wat hy so stil gementor het nou in leierskapsposisies begin inbeweeg. En sy loopbaan het op 'n stil manier in 'n ander koers inbeweeg, maar op 'n gesonder pad. Hy het nie gekies vir 'n groter en 'n beter lewe nie. Hy het gekies vir 'n dieper, beter lewe. Hy het eerder gekies om wys te reis vir sy lewe. En dis die dilemma waarmee ek en jy sit. 11 dae is al verby. En hierdie 11 dae het ek en jy al 'n klomp keuses gemaak. En elke dag in ons lewens is daar hierdie geleentheid waar ek en jy moet kies tussen goed en sleg, wat ek dink vir ons nie altyd so 'n groot rol speel nie, want ons weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd. Maar tussen beter en beste. Slegte keuses, dit is dood eenvoudig goed wat nie in lyn is met die Bybel nie. Jy weet wat die woord van die Here sê, en jy kies iets wat lynreg daarteen is. Slegte besluite trek jou altyd weg van liefde af, van heilige lewe af, en van gehoorsaamheid af. Dis nou maar die aard van 'n slegte besluit. En weet jy wat, slegte besluite word baie keer gedryf deur vrees, deur hoogmoed of trots, of deur 'n selfsugtige begeerte hier binne. Goeie besluite, dis daai morele neutrale besluite wat ek en jy neem. Dis om te kies om die regte goed te doen. Dis om te stop by 'n stopstraat. Dis om nie oor 'n sperstreep verby te gaan. Dis om by die spoedgrens te hou. Dis om goeie maniere teenoor mense te openbaar. Dis om vriendelik te wees. Maar selfs 'n goeie besluit kan ons 'n bietjie wegtrek van God se roeping in ons lewens en sy tydsbestuur. Dit word baie keer gevorm deur gemak, deur 'n kultuur waarin ek en jy ons bevind. En beter en beste besluite is iets anders. 'n Beste besluit is iets wat in lyn is met God, met sy wil, met sy prioriteite, met sy koninkryk. Om tussen goeie, beter en beste besluite te kies, kom God se koninkryk in. Dit lei na 'n dieper liefde toe. Dit lei na geloofsverdieping toe. En dit lei tot vrug. Ek wil graag saam met jou in die Bybel lees, en ek wil vir jou wys hoe lyk iemand se lewe wat 'n verkeerde besluit geneem het. En nou wil ek saam met jou gaan lees in die Bybel en gaan kyk hoe lyk iemand se lewe wat die beste wys besluit geneem het. Nou wil ek so 'n bietjie prakties probeer 'n paar voorbeelde op die tafel sit om ons sommer net uit die hemel uit te kry, maar plat op die aarde, om sommer net hier te kan onderskei tussen slegte besluite, goeie besluite. En dan gaan ek afsluit vanmôre met 'n paar Bybelse beginsels wat ek en jy in 2026 kan gebruik om beter, beste besluite te kan neem. Kom ons lees 1 Samuel 13 vers 8. Ek het dit daar, ons kan naby vers 1 begin. Ek het dit vir julle op die bord. En dit is 'n interessante stukkie geskiedenis. Jy moet net so terwyl jy die plek soek of op die bord kyk, so na hoofstuk 10 toe gaan. As jy na hoofstuk 10 toe gaan, dan is dit die dag of die tyd wanneer Samuel vir Saul salf as die eerste koning van Israel. Nou Saul het baie versigtig begin. Hy wou eintlik nie in die kolle gewees het nie. Hy wou eintlik nie koning gewees het nie. En toe op 'n kol, toe het hy koning geword en toe het hy hoogmoedig geraak en hy trots geraak en op die einde wou hy ook eintlik nie van hierdie koningskap van hom ontslae raak. Maar hier in hoofstuk 10 word hy gesalf omdat die volke koning wou gehad het. Omdat al die volke om hulle konings gehad het, sigbare konings, wou Israel ook 'n koning gehad het, alhoewel God hulle koning was. Het God die besluit geneem en vir Samuel gesê, salf nou maar iemand, en toe salf hulle op die einde van die dag vir Saul. Nou hierdie skrifgedeelte wat ons nou lees, is so eentjie daarna. Saul het al 'n jaar of 2 as koning oor Israel geregeer. Toe kies hy vir hom 3 afdelings
uit Israel uit. 2 afdelings wat by hom in Mikmas en in die bergwêreld van Bet-El. Een afdeling wat by Jonathan in Gebea in Benjamin was en Saul het die res van die manskappe het hy huis toe gestuur. Nou net so 'n paar hoofstukke voor dit het hy gepraat van 330.000 ouens waarmee hy besig was. En hier het hy nou 7.000 ouens oorgehou. So het 'n hele klomp huis toe gestuur. Toe Jonathan die Filistyne se wagpos wat in Gebea was oorrompel het die Filistyne daarvan gehoor en Saul het oor die hele land die ramshoring laat plaas om die Hebreërs, dis die Israeliete, op te roep. Die hele Israel het gehoor dat Saul die wagpos van die Filistyne oorrompel het. As jy fyn gelees het, is dit nie die waarheid nie. Wie daai wagpos oorrompel? Ons het dit nou net gelees. Jonathan. Hier hoor die mense Saul het die wagpos van die Filistyne oorrompel. Niemand stel dit reg nie. Nie Saul of niemand nie, hy gaan net aan. So hier vroeg in sy lewe begin die man al 'n bietjie groot kop kry en praat hy nie heeltemal die waarheid nie. Die hele Israel het gehoor dat Saul die wagpos van die Filistyne oorrompel het, dat Israel in onguns gebring was by die Filistyne. Die manskappe is bymekaar geroep by Saul in Gilgal. Die Filistyne het bymekaar gekom en teen die Israeliete geveg. 30 afdelings strydwaans, 6 afdelings perderuiters en manskappe so baie soos die sand van die see. Hulle het opgetrek en hulle het kamp opgeslaan by Mikmas, oos van Bet-Aven. Israel het gemerk dat hy in die moeilikheid is, want die volk was in 'n hoek vasgekeer. Die volk het in spilonke, in grotte, in holkraanse, in gate, droë putte gaan wegkry. Sommige Hebreërs het deur die Jordaan gegaan na Gat en na Gilead toe. Saul was egter nog in Gilgal en al die manskappe was by hom doodbang. Hy het 7 dae gewag. Nou Samuel het vir hom in 'n paar hoofstukke voor die tyd gesê, wag vir my 7 dae, dan sal ek jou ontmoet en dan sal ek 'n brandoffer kom gee. Hy het 7 dae gewag, die dag soos hy afgespreek het met Samuel, maar Samuel het nie by Gilgal opgedaag. Dit was nog nie die 8ste dag. Dit was nog binne hierdie tydperk. Toe die manskappe wat by Saul was begin dros het, hulle die pad gevat, hulle het weggehardloop, het hy Saul gesê, bring die brandoffers en die maaltydoffers na my toe. En hy het toe self die brandoffer geoffer. En toe dit gebeur het, net toe hy die brandoffer klaar verbrand het, kom Samuel daar. Saul het na toe hom uitgegaan en hy het hom gegroet, opgewonde. Samuel vra toe vir hom, wat het jy aangevang? En Saul sê vir hom, ek het gesien die manskappe loop van my af weg en ek het nie opgedaag op die tyd wat ons afgespreek het. Hy was nog nie laat nie, daar was nog tyd oor. Dit was nie die 10de dag nie. Die Filistyne het by mekaar gekom by Mikmas en toe dink ek ken iemand wat sê, los die ding vir my, doen jy maar net wat jy moet doen. Toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom, hier na Gilgal toe. En ek het nog nie aan die Here offer gebring. Toe het ek het gewaag, om self die brandoffer te bring. Samuel sê vir Saul, jy dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het. Waarlik, dan sou die Here jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig. Jou koningskap sal nie bestendig wees nie. Die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek, wie's dit? Einde van die dag Dawid. Die Here sal hom aanstel as 'n regerder oor sy volk. Want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het. Interessante stukkie geskiedenis hierdie. So wat gebeur? Dis 'n voorbeeld van iemand wat op die oog af, op papier, 'n goeie besluit geneem het. Want dit lyk ons nou reg om 'n brandoffer te lewer en 'n maaltydoffer te doen. Dis mos wat God vra en dis waaraan hulle gewoond is. Maar wat hy gedoen het, was totaal buite orde. Dit was totaal buite God se wil. Want Saul was 'n afstammeling uit die stam Benjamin uit.
En net ouens wat uit die stam Levi uitkom, kon 'n offer gebring het. Kon priesters gewees het en kon 'n offer gebring het. So Benjamin, of Saul, was 'n Benjamiet. En hy het gedink, die regte ding om nou te doen, is om teen God se wil en God se manier te beweeg, en hierdie offer te bring. En dan wanneer Samuel daar kom, dan besef hy wat Saul aangevang het. Saul het op die oog af die omgewing geëvalueer. Hy het gesien hoe kom hierdie Filistyne nader, en wat is 'n goeie besluit in hierdie situasie? Jy moet iewers iets doen. Hy het gesien hoe sy eie soldate dros in die pad vat. Hy het gesien hoe word hulle minder. En hy het gesien hierdie profeet Samuel kom nie uit nie. En wat doen hy? Hy maak 'n goeie besluit. Hy besluit, met al die inligting wat ek het, gaan ek die brandoffer maak. Ek voel en ek het gedink dat ek hierdie offer moes bring. Maar hy was totaal uit ritme uit met dit wat God gedoen het. So het Saul in hierdie omstandigheid die beste besluit geneem? Het hy hier met wysheid opgetree? Nee. Wat het hy gedoen? Hy het op grond van vrees gereageer. Hy het met sy oë gekyk en gesien dat die getal ouens wat na hom toe op pad was, meer was as wat hulle was. So sy logika en sy vrees het vir hom gesê, maak 'n offer. Sy gehoorsaamheid was verhinder gewees deur sy logika. Hy was pragmaties gewees. Sy logika het vir hom gesê wat hy moet doen, maar sy logika het hom hier nie die beste besluit laat neem. En die derde belangrike ding wat hy verkeerd gedoen het, is hy het God se tydsberekening aangejaag. Hy was ongeduldig gewees, en daarom het hy ongehoorsaam geword, en het hy 'n goeie, maar 'n verkeerde besluit geneem. As jy 99% van die kere die regte besluit neem, die beste besluit neem, is jy 100% verkeerd. So wat het gebeur? In hierdie oomblikke het daar onmiddellike verbetering plaasgevind in terme van die geesteswêreld. Het hy gedink, as ek 'n offer bring, is God teenwoordig, maar hy het sy koningskap verloor. Hy het sy koningshuis en die bestendigheid van sy koningskap het hy verloor. God het hom verwerp as koning, omdat hy 'n goeie besluit op grond van logika geneem het, maar dit was nie die beste besluit nie. Daarom is besluite wat ek en jy maak om druk en spanning en vrees te verlig, partykeer die besluit wat my en jou roeping en die koers wat God met my en jou in gedagte het, ons kan omskeer. As ons na Genesis toe blaai, dan sien ons 'n ander prent. As ons in Genesis 39 vashaak vir so 'n oombliekie, dan stop ons by die bekende verhaal van Josef. En as ons daai stukkie lees in Genesis 39, dan staan daar so, Josef is na Egipte toe gebring. Nou jy ken die geskiedenis, sy broers het hom in die put gegooi, en hulle het hom gevat, en hulle het hom verkoop, en hy het iewers op 'n kol, het hy in Egipte beland, en Potifar, 'n amptenaar van die farao, en die hoof van die leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by hierdie Ismaeliete gekoop, wat hom na Egipte toe gevat het. Die Here was by Josef. Dit het goed met hom gegaan. Hy het in die huis van sy eienaar gebly, die Egiptenaar. Toe Potifar, Josef sy eienaar, sien dat die Here by Josef is, en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword, en Potifar het hom aangestel by sy hele huishouding,
oor al sy besittings, en alles is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van hierdie Egiptenaar ook geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. En hier lê 'n belangrike les. Dis wat Theo net vir ons gesê het. Waar ek en jy kom en waar ek en jy gaan en waar ek en jy werk en waar ek en jy kind van die Here is en sy volgeling is die Here se seën. En partykeer kry ander mense die seën van die Here omdat ons daar is en gehoorsaam is. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom niks gesteer nie behalwe aan sy kos. Ek weet nie hoekom nie, maar klink my hy was ook eerder 'n ou wat dalk het hy calories gejaag of weet nie wat nie. Dalk het hy nie vir Josef vertrou met sy kos nie. Josef was fris gebou en mooi. Ek sou allerminst dan vir hom gesê het, eerder gesê, wil ek nie my kos ook uitsorteer nie. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Hy wou nie. En hy het vir haar, die vrou gesê, meneer steur hom aan niks van wat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar's niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? U is mos sy vrou. Ek sal teen God sondig. As ons hierdie stukkie geskiedenis in gedagte bring en ons probeer vanmôre 'n bietjie iewers koers kry oor hoe lyk 'n goeie besluit, die beste besluit, dan sien ons hier dat Josef het al die gesag gehad. Dat hy waarskynlik dit sou kon doen en iemand sou dit nie kon agterkom nie. Maar op die einde van die dag het hy gekies om nie hierdie man se vrou te vat of 'n sonde teen God te doen. En wat doen hy? Hy vlug. As jy verder lees in die teks, dan het sy aangehou en hy was waarskynlik 11 jaar lank in hierdie huis van Potifar. Dit was jare lank, dit was lyk my 'n aanhoudende tuistering, en op 'n dag, toe het sy ons nou die kleed geskeer en al die goed gedoen, maar hy het gevlug, hy het gekies om getrou te wees, eerder as om gemaklik te leef. Hy het gekies vir getrouheid en gehoorsaamheid eerder as vir sy plesier en sy reputasie. En daarom is dit baie belangrik, en die waarhede wat 'n mens uit hierdie kort stukkie uitleer, as ek en jy vandag sê, leef wys in 2026, vra dit van my en van jou, om te onderskei tussen sleg goed en die beste besluite, leer ons ietsie by Josef. Ons sien baie duidelik hier by Josef, het God in die prentjie gekom. Hy het God gesentreerd gedink, om van informasie na kennis, na wysheid te beweeg, om tussen die beter en die beste besluite in jou lewe te kan kies, moet ek en jy God gesentreerd dink. Dit is my so mooi van hierdie man in die begin, in hierdie inleiding, toe die bevordering op die tafel kom, en al hierdie geleenthede op die tafel kom, het hy afgesonder, en hy het God gesentreerd gedink. Hy het gaan bid, hy het Bybel gelees, hy het met sy gelowige vrou gepraat, en hy het met ander gelowige vriende in sy lewe gesels. Sy vraag was nie net, wat gaan met my gebeur? Sy vraag het gevra, hoe gaan ek vir God eer? Of nie, as ek hierdie besluit neem? Ek dink wat hy reg gekry het was, hy het 'n langtermyn persepsie gehad, en perspektief gehad. In teenstelling het Saul gesien hoe dros hy mense, hoe kom die Filistyne nader, en Samuel is laat, en hier is nou 'n krisis, en hy het ingegryp en hy het nou die offer gebring. Hy het nie gedink daaraan dat God sy koningskap daar kan verwerp, en dat sy koningshuis onbestendig sou raak, en dat hy vervang sou word. Josef het in hierdie situasie langtermyn gedink. Dit het nie net vir hom gegaan oor nou en die bevrediging van die hier en nou. Wysheid en die beste besluite vra sigbare aksie. 'n Goeie besluit, kan so neutraal wees dat ek en jy niks nodig het om te doen nie.
Niemand hoef dit ook te kan sien. Maar wat doen hy? Hy hardloop. Hy hardloop. Hierdie wysheid van hom word op die einde van die dag sigbaar. Maar om hierdie beste besluit te kon neem, het dit hom 'n prys gevra. Dit het hom iets gekos. Hy is in die tronk gegooi. So op die kort termyn het hy verloor. Maar op die lang termyn het Josef gewen. En het hierdie beter, beste besluit vrugte in sy lewe gedra. God se teenwoordigheid het dwars deur Josef se lewe by hom gebly. God het nie onttrek van hom af. Hierdie besluit wat hy hier geneem het sy toekomstige leierskap gevorm en gemaak. So jy kan baie duidelik hoor vanmôre, in 2026 gaan hierdie selfde scenario keer op keer op my en jou agenda en op ons tafels kom. Gaan ons onsself in die skoene van Saul bevind en in die skoene van Josef. Ek wil sommer vir jou so 'n paar alledaagse praktiese voorbeelde noem, om dit sommer net grond toe te bring, want dalk dink ek en jy, dis Josef en Saul, maar die lewe het verander, dis anders vandag. Dis nog steeds vandag 'n uitdaging om tussen goed en die beste te kies. Wanneer jy vir 'n besige lewe kies, in plaas van om teenwoordig te wees, maak jy 'n goeie besluit, maar dis nie waarskynlik noodwendig die beste besluit. Jy kan jou skedule vol produktiewe, belangrike goeders sit. Jy kan so besig raak dat jy nie meer tyd het om vir God te luister. Sekuriteit en sekerheid is 'n goeie besluit. Versus gehoorsaamheid. Om te bly waar jy is, jy hoor God se stem, maar dit is jou sekuriteit. Dis 'n goeie besluit. Ek praat nie van onrealistiese, impulsiewe goed nie. Versus om gehoorsaam te wees aan God. Jy kan met almal om jou baie mooi en nice wees, maar in die proses is jy nie eerlik nie. En is jy nie meer opreg nie. Jy vermy konflik, want jy wil net die vrede waar jy is bewaar. Dis 'n goeie besluit, maar is nie noodwendig die beste een. Jy kan soveel geestelike inligting bymekaar maak, maar jy kan nie die volgende tree gee om te doen wat God van jou vra. Dis goed om Bybel te lees. Dis goed om elke Sondag nog meer inligting van God bymekaar te maak, maar dis nie die beste besluit om daar te bly nie. Die beter besluit, die beste besluit is om oor te gaan en dit uit te leef en dit in dade om te sit en vrugbaar en vrugte te dra. So 2026 lê so voor my en jou. En ons gaan hordes besluite moet neem. En my begeerte vir jou, soos ek laasweek gedeel het, is dat jy jou hande sal oopmaak in hierdie jaar wat voor lê en jou eie planne en jou eie visie en drome in God se hande sal sit en sal sê, maar ek maak my hande oop. Ek is bereid om ook te hoor waarmee U besig is en U in my lewe wil doen. Ek het laasweek vir jou gesê, kom ons sit voetjie vir voetjie, tree vir tree voor. Kom ons kom in daai ingesteldheid in 2026 wat sê, Here, tree vir tree, elke dag op 'n slag. En die kleinste goeders wil ek van inligting na kennis, na wysheid beweeg. Wil ek die beste besluite neem. Ek het vir jou gesê, jy moet jou hart en jou brein oppas in 2026. Want dit wat in jou brein en jou verstand, emosies, en dit wat in jou geestelike lewe en jou hart aan die gang is, en dit wat die prioriteit daar is, bepaal, sê die Bybel, jou lewe in 2026. Ons het vir mekaar gesê, ons moet ons hande uitsteek na mekaar toe,
En ons moet vir mekaar sê in 2026, vir my om te beweeg van inligting, na kennis, na wysheid, na die doen van die wil van die Here, na die neem van die beste besluite, het ek jou nodig, en jy het my nodig. Ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek het jou en 'n geloofsgemeenskap nodig. En vir dit, het ek en jy die gereedskap nodig, om in hierdie jaar goeie, beste besluite te neem. 'n Paar voorbeelde van sulke beter, beste besluite sal wees as ek en jy nee sê. As ek en jy nee sê vir net nog sinnelose ekstra verantwoordelikhede wat op my emosionele en op my lysie gelaai word. Wat veroorsaak dat my teenwoordigheid in my gesin en by my geloofsgemeenskap en by die geestelike dinge en in die koninkryk van die Here afgeskeep het. Louis sê altyd, as jy ja sê, het jy 'n storie. En ek stem 100% saam met dit. As jy net altyd nee sê vir die Here, gaan jy nooit 'n storie hê om te vertel nie. Maar ons lewe in 'n wêreld waar ek en jy so vir die wêreld se goed ja sê, dat ons op die einde van die dag nie meer iets oor het vir die koninkryk van die Here nie. Ons raak so besig in ons weke dat as die kerk iewers iets op jou agenda sit of 'n WhatsApp vir jou stuur, raak ons ongemaklik oor waar moet ek nog tyd kry vir dit ook? In plaas van om te sê, soek allereers die koninkryk van die Here. En die ander goed sal hy op 'n manier byvoeg. Daarom moet ek en jy wyse besluite kan leer maak om te sê nee vir goeie goeders. Nie net vir die slegte goddelose goed nie, maar nee vir goeie goed, want daai goeie goed beroof my teenwoordigheid in 'n geloofsgemeenskap. Dit verhoed dat ek op 'n Sondag erediens toe gaan. Jong mense, ek wil vir julle sê, julle gaan julle Saterdag aande se tyd moet anders bestuur. Julle kan nie kuier tot hoe laat in die aand en dan is jy Sondagmôre so vaak, jy kan nie kerk toe kom nie. Ons gaan met ons rugbywedstryde en ons kuiertye en goed wat ons op 'n Saterdag aandoen en ons braais en wat ek en jy maak, gaan ons iewester moet herprioritiseer. Dis alles goeie goed, maar is dit die beste goed om so in die wêreld betrokke te raak dat ons te moeg is om op 'n Sondagoggend kerk toe te kom? Of nie tyd het om iewester in ons besige week ja te sê vir iets wat van die gemeente se kant af op jou tafel kom. En in die proses nee te sê. Om te wag in plaas van om gejaagde besluite te neem. Dis 'n voorbeeld in 2026 van wys wees. Vertraag 'n bietjie partykeer jou besluitnemingsproses. Nie omdat jy dit wil uitstel en nie omdat jy nie wil nie, maar omdat jy iewester wys wil wees en iewester gebed en die hulp en die raad en die insig van ander gelowiges by jou besluitnemingsproses wil betrek. Om te wag vir die Here beteken nie ons mors tyd nie. Wanneer ek en jy in 2026 kies om getrou te wees, eerder as om sigbaar te wees, maak ons 'n wyse besluit. Om getrou te dien waar niemand jou sien nie, waar niemand oe of a oor wat jy gedoen het nie, in plaas daarvan om altyd iewester sigbaar te wil wees, is wys. Om daar by jou werk, daar waar jy is, daar by jou plek, die minste te wees. Om iets te doen wat iemand anderster nie sou wou doen nie. Ek sal altyd vir hom Robert Brandt onthou. Die huweliksnaweke deur die jare het hom Robert Brandt, as ons by 'n kampterrein opgedaag het hy die toilette gaan skoonmaak. En niemand het dit geweet nie. Niemand het vir hom hande geklap daaroor nie. Iemand het dit maar op 'n dag toevallig gesien. Maar nêrensste het hy die eer en die hande klap gekry van almal. Wyse besluite om wys te wees sê, ek kies om getrou te wees. En partykeer vra getrouheid om in die agtergrond te werk, sonder dat iemand daarvan bewus is. Ek gaan vanmôre afsluit met so 'n kort one-liner, wat vir my soms so in die bors getref het, en wat ek regtig waar sommer net wil onthou vir die res van my lewe. Om gehoorsaam te wees selfs as daar 'n prys is.
om die regte ding te doen. Selfs al vra dit van jou iets, al vra dit van jou gemak, al vra dit van jou voordele, al moet jy jou reputasie 'n bietjie terugskuif, maar jy kies om die regte ding te doen. Dis wat 2026 van ons vra, om in pas met Jesus se voetspore te loop, om geesvervuld saam met ander in pas met Christus te loop, vra hom dit. Om te kies in 2026 om te sê, nie net nog meer informasie nie, maar transformasie. Julle, ons weet genoeg. Ek sê vanmôre vir julle, as ons hierdie hele jaar wat nou voor lê, vir julle niks niets leer nie. En ons vat net dit alles wat jy al reeds weet. En ons werk daaraan en ons skuif en ons vra vir die Gees om daai informasie, daai sak saad, wortel te laat skiet, sodat jou transformeer. Gaan jy radikaal anders wees aan die einde van hierdie jaar, as waar jy nou is. Ons gaan natuurlik vir julle in hierdie jaar nog nuwe goed leer en nog nuwe goed op die tafel sit soos die Here ons wys. Maar mag dit asseblief net nie hierdie jaar net nog meer informasie wees. Radio Jacaranda praat van useless information. Dan gee hulle vir jou allerlei statistieke en allerlei goed en as jy ou klaar gepraat en dan sê hy, wat help dit ons om hierdie goed te weet? Dis net nice om te hoor. Wat help dit ons om net elke Sondag nog meer informasie bymekaar te maak? Maar ons transformeer. Wanneer ons transformeer, beteken ek en jy kies om die beste te doen. Ek wil afsluit vanmôre met 'n paar stukkies gereedskap wat jy in 2026 kan gebruik om iewers te beweeg van Saul se goeie besluit wat die pot misgesit het na Josef se beste besluit wat op die einde van die dag vrugte gedra het. As jy in hierdie jaar moet onderskei tussen goed, sleg, beter, beste, moet ek en jy die vaardigheid aanleer. Ek weet nie hoe nie, maar ek en jy moet onsself daaraan herinner, bewustelik, dat ons 'n Bybelse perspektief moet raadpleeg. Ons moet dit waaroor ons besluite moet neem, moet ons belyn. Dis die hoë Afrikaanse woord vir alignment. To align beteken om te belyn. As ek en jy in hierdie situasie sit van 'n Saul of van 'n Josef, en wat dit ook al in jou persoonlike lewe in hierdie jaar moet wees, by jou werk, by die skool, by die kerk, in jou persoonlike lewe, in die gemeenskap, in jou buurt, waar dit ook al mag wees, moet ek en jy die vaardigheid aanleer. Vertrou ons die Heilige Gees om te sê, herinner ons dat ons dit wat ons oor moet besluit, dat ons dit moet belyn met u woord. Julle vat mos julle karre vir wheel alignment. Die Afrikaans vir wheel alignment is eintlik, jy vat jou kar om sy wiele te belyn. As jy weer daar na daai oom toe gaan en jy stop daar en sê, sal jy asseblief my kar se wiele belyn? Gaan hulle vir jou kyk asof jy van 'n ander planeet afkom. Jy moet maar asseblief sê alignment, né? Maar weet julle, dit is so 'n mooi beeld. Jy vat jou kar so toe, dan sit hulle hom op daai masjien en dan sê daai masjien, hierdie kar van jou se wiele, se belyning is 'n X aantal grade uit. En as jy so gaan aanhou ry, gaan hierdie dierbande van jou afloop. So hulle sit jou kar se fabrikaat en se modelnommer daarin en dan is daar sekere data wat hulle op daai masjien gebruik om jou kar se wiele te belyn. Hulle dra hier 'n bout los en daar 'n ding vas. Ek weet nie hoe doen hulle dit nie. Ek het net so nou en dan al gestaan en kyk. Maar dis wat dit gebeur. Dis wat daar gebeur. As jy daar uitry, dan ry jou kar reguit. Hy trek nie skeef. Vir jou in 2026 om goeie, beste besluite te neem, gaan van ons vra om dit te belyn waaroor jy moet besluit met die woord van Here. As jy by jou kar se wiele kom in die toekoms, vra sommer vir die Heilige Gees om jou te herinner aan wheel alignment. So ek moet nie net my wiele belyn nie, Here, elke liewe besluit, goed waaroor ek moet besluit, ek moet dit belyn met u woord. Die woord is 'n lamp vir my pad en 'n lig vir my voet. So dis die eerste belangrike ding. So daarom moet jy informasie bymekaar bring. Daarom moet jy kerk toe kom, daarom moet jy stilte tyd hê, daarom moet jy met jou woord en Bybel besig wees. Want dit is daardie data, dis daardie inligting wat in daai masjien is,
waarop hulle jou kar koppel om te sien of jy afwyk en of jy in die plek is. So wanneer ek en jy God se opinie, die woord van God het, kan ons met ons keuses daarby uitkom en hom vra om ons te help om dit te bely, sodat ons beter, beste besluite kan neem. Saul het dit nie gedoen. Saul het uit eie vrees en in sy eie hier en nou opgetree. Josef het iewers op 'n manier, het hy dit reg gekry om dit wat hier met hom gebeur te bely. Hoe kan ek dit doen? Jy staan daai man se vrou. Ek kan dit nie doen nie, want dit sal sonde wees teen God. Hy daai besluit bely met wat hy weet van God. Die tweede belangrike stukkie gereedskap vir 2026 om die beste besluite te neem, is om die Heilige Gees toe te laat en te luister en ingestel te raak vir die Heilige Gees. Ons jaartema vir 2026 is geesvervuld, saam en pas met Jesus. Ons gaan in hierdie jaar, as die Here wil en hoe dit vir ons gaan stuur en lei, gaan ons baie tyd spandeer rondom die Heilige Gees. Om hom beter te leer ken, om te hoor wie hy is en hoe hy werk in ons lewens, en om toe te laat, om in my en jou lewens vir ons te lei. Want dis hy wat vir jou en vir my help, om tussen beter en beste besluite te kies, en om dan oor te gaan tot aksie. Die Heilige Gees se getuienis hier binne in jou, is so belangrik. Dis hierdie innerlike vrede, dis hierdie oortuiging van die Heilige Gees wat hier binne in jou is, waaroor ons baie tyd gaan spandeer in hierdie jaar. So belangrik vir jou, om 'n goeie besluit te neem. En ouens, dit het niks uit te waai met jou ouderdom, of jy in die laerskool is, en of jy in die hoërskool is, en of jy 'n volwassene is, en of jy 'n senior burger vanmôre is. Die Heilige Gees is nie 3 jaar oud nie. Hy is nie 80 jaar oud nie. Hy is nie 40 jaar oud nie. Dis God Immanuel en hy is in jou. So die uitdaging is om ingestel te raak in 2026 om jou te belyn met God se woord, sy opinie oor 'n ding te kry voordat jy besluit, en dan die Gees van God wat in ons is toe te laat om met jou besig te wees, om met jou te werk, om jou rustig te maak, onrustig te maak, om jou te oortuig van goed en met jou besig te wees. En dan moet jy vir jouself in die derde plek, moet jy vir jou die vrugte toets doen. Jy moet die vrugte toets doen. Belyn jouself met die woord, met God se siening. Laat toe dat die Heilige Gees met jou besig is. En dan vra jy vir jouself af, as ek hierdie besluit neem, as ek hom so neem, wat gaan die vrugte wees wat ek gaan dra, as ek hierdie besluit so neem? Ek dink nie Saul het regtig daaroor gedink nie. Hy het impulsief opgetree, en op die einde van die dag het dit sy koningskap gekos. Ek dink Josef het hierdie ding bedink, en hy het vir homself gesê, as ek ingee vir hierdie vrou, gaan die vrug van hierdie keuse groot moeilikheid wees. So die vrugte toets is belangrik. Vra vir jouself af, watter vrugte gaan ek dra? Matteus 7 vers 15 tot 20 sê dit ons so duidelik, jy ken 'n boom aan sy vrugte. Gaan lees daai perikoop, dan is Jesus daar besig met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Dan sê hy aan die boom, aan die vrugte, sal jy geken word. Watter vrugte gaan jy dra, as jy so en so kies? Maar die vierde belangrike ding is, ouens, ons gaan iewester, gaan ons in hierdie jaar vir mekaar sê, die tyd van alleen gelowige Christen wees in Basileia gemeente is verby. Ons kan nie. Ek kan nie net op my eie wys besluite neem en wys wil reis, sonder die Bybelse beginsel wat sê, julle is 'n liggaam, en julle is lede van mekaar, en ons het mekaar nodig. Ons is so geïsoleer in hierdie wêreld wat ons leef, en ons het so besig geraak, en ek wil nou al vir jou vra, dat jy die Gees van die Here sal toelaat, om met jou besig te raak oor hierdie belangrike ding, van die gemeenskap van gelowiges. Ons het mekaar nodig, ek het vir jou nodig, om my te help, om die beste besluite te neem. Ek het iewester, het ek 'n groepie mense, waar ek die vrymoedigheid het, om my hart te deel, eerlik te wees, en julle te vra om te sê, help my, met hierdie besluit wat ek moet neem.
Want dis hoe God werk. God bedien my deur jou en jou deur my. God se Heilige Gees is in jou en hy kies om jou op 'n besondere manier te gebruik sodat dit tot voordeel van my kan wees. En so doen hy dit met my tot jou voordeel. En daarom het ons 'n geloofsgemeenskap nodig. En daarom is dit so belangrik dat ons iewester as ons goeie besluite wil neem, ons die belangrikheid van 'n kleiner formaat gaan moet begin bedink en moet omarm. En dan die 5de belangrike ene wil ek afsluit mee vanmôre, sommer 'n goeie besluit te neem, maar 'n beter besluit en die beste besluit te neem, is wanneer ek en jy 'n koninkryksperspektief bysit. Dis wanneer ons nog 'n sirkeltjie by ons lewe sit. Ons neem baie goeie besluite vir ons eie persoonlike lewe, vir ons gesinslewe, vir ons familielewe. Maar wanneer ons die koninkryk van God en ons fokus op God se koninkryk ook bysit, dan is daar heeltemal 'n ander dimensie wat bykom in ons besluitnemingsproses. En ek dink Saul kon dit nie regkry nie. Saul was so gefokus op die vrees, op die hier en nou, sy eie reputasie, sy eie mense. En Josef het gesê, ek kan nie dit doen nie, want as ek dit doen, gaan God se koninkryk skade kry. Ek kan nie dit doen nie, want as ek ongehoorsaam aan God. En so wil ek vanmôre sommer vir my en vir jou sê, brei hierdie besluit wat ek nou neem, die koninkryk van God uit. Beste besluite is besluite wat gefokus is ook op God se koninkryk. En daarom moet ek in party opsigte nee sê vir 'n goeie besluit, want dit is nie gerig op God se koninkryk. Beteken dat ek en jy moet net so heilig in 'n moskee, korrigeer. Wat noem jy dit? Waar is sonder hulle so af en dan bly ons daar. Klooster. Ek sê nie jy moet in 'n klooster gaan sit nie. Dis allermins wat God wil hê ons moet doen. Jy moet jou lewe lewe, want God het jou gemaak om te lewe. En daar waar jy werk en leef, daar moet jy jou ding doen, maar iewester moet daar 'n sirkel van God se koninkryk daaroor. Sodat ek en jy kan sê ek lewe voluit, maar God se koninkryk is deel van my lewe. As jy dit doen, as jy hierdie gereedskapstukke iewester in 2026 begin gebruik, dan gaan jy nie net meer deur vrees gedryf word. Dan gaan ek nie net besluite neem op grond van vrees nie. Dan gaan die koninkryk van die Here vir my en vir jou 'n ander perspektief bybring. In 2026 het ons nie meer inligting nodig. Wat ons nodig het, is harte, is wyse harte. Wat gerig is op God se woord. Wat belyn is op God se woord. Wat gevorm word in 'n geloofsgemeenskap. En wat gelei word deur die Heilige Gees. Die beste besluite is gewoonlik nie die besluite waarvoor 'n mens applous ontvang. Die beste besluite is daardie besluite wat in die hemel raak gesien en aangeteken word. So my wens vir jou vir 2026 is om wys te reis. Mag die besluite wat jy en ek in 2026 neem in die hemel raak gesien word en in die hemel aangeteken word. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre so in die begin van hierdie jaar, al het dit al 'n paar dae afgetel, verby beweeg, aanbeweeg, sommer net kan stil staan by hierdie belangrike waarheid. Dankie Here dat ons vanmôre uit die woord uit voorbeelde kan kry, waarhede kan leer. My gebed vir my en vir elkeen van ons is dat ons in hierdie jaar Here sal beweeg van inligting na kennis, na wysheid. Dat ons in hierdie jaar, Here, meer en meer dit sal regkry om die beste te kies. En nie net altyd
by die goeie en die beter vas te steek. Heilige Gees, ek bid vanmôre dat U ons asseblief sal oortuig van dit wat sleg is en dit wat nie goed is vir ons. En dat U ons sal krag gee om op te staan en weg te hardloop van dit af. My gebed vandag is Heilige Gees, Here, dat U vir ons sal leer in hierdie jaar om by die beste besluit uit te kom. Soos Josef, sodat U, Here, verheerlik kan word. Sodat daar 'n vrede in my eie lewe kan plaasvind wat ek nie van mense afkry. My gebed vir ons gemeente is, Here, dat ons in hierdie jaar nie net inligting by mekaar sal maak, maar dat ons sal beweeg van informasie na transformasie. En Here, nou beweeg ons weer terug en ons gaan terug in hierdie besige wêreld en ons gaan na ons werke toe, na ons huise toe, na die skole toe. En ek bid sommer net vandag, Here, dat U môre en oormôre en die dag daarna vir ons sal herinner aan dit wat ons vandag hier met mekaar gedeel het. Here, dat ons nie net weer so in die manier van die wêreld sal inval en sal inbeweeg, maar dat ons ook, Here, soos in Josef, deur die goeie besluite wat ons neem, die beste besluite, Here, tot anders oordeel kan wees. Dat my beste besluite, my wyse besluite, ook vir my werksplek, vir my skool, vir my huisgesin, vir ander mense, vir my buurt, vir my omgewing, tot voordeel sal wees. Mag Here, en mag ons sommer net vanmôre vra, Here, dat die goeie werke wat ons doen en wil doen, dat dit nie op onsself gerig sal wees. Dat ons soos 'n stad op 'n berg sal wees. En dat ons goeie werke, Here, vir mense sal wys na U toe. En dat U verheerlik sal word. Ek bid vir jou 'n wys 2026 toe. Vol goeie besluite wat in die hemel aangeteken sal word. Ek bid dit in die naam van Jesus.